Jackie, kyk jy red ons vandag hoor, en ek en Sarah is nie lekker as het kom by klank is, en ons is altyd die ergste konsistene wees oor die klank. En ek dink hierdie keer dat dit so'n smooth sailing wees, nie Sarah, waar sit jy? Oei, nie sy. Ek wil julle allemaal net vreeslik welkom, weet hier so by ons 5de vrouwefeest, Genade Vrouwefeest. Ek dink ons het veel sinvol gekom nou, want ek dink, daar is soveel baie gebeur in hierdie jaar, en van julle was nou van die eerste vrouwefeest saam met ons gewees. Ek het ons het nog saam met passievolle vrouwe aangebied. Dan laat ek 3 jaar net op my eie groep aangebied. En hierdie jaar is, het Gees en Lewe gesê, ons kan dit hier aanbied. So dis my wonderlik, wil ek nog vir julle op baie dank sê, altyd dat ek dit ons hier kan aanbied hierdie jaar. Heel eerst wil ek al net vir Ellie vraag, Ellie, ek het juist vir jou gevra om vir ons vandag die gebed op te maak, want ek dink, ons ouderes moet nou 'n bietjie in die backside sit. En ons moet die jonges nou kans gee. Julle moet nou die vrou bietjie vat en hom verder vat. En as ek dink aan jong en babbelend en borrelend, is dit jy. So, Ellie, asseblief kom bid vir ons. Hallo julle. Het is awesome om saam so te kan verkeer as sissies. Ons is regtig baie geseënd. Nou as ek mens dink aan genade, dan dink ek altyd aan Paul. Nou Paul het vir die Here gesê, asseblief 3 keer vat hierdie doring uit my vlees uit. En die Here se antwoord was, my genade vir jou is genoeg. Nou wat baie relevant is van Paul se doring in die vlees is dat die Bybel nooit sê wat dit spesifiek was. En wat dit so relevant maak is dat ons almal sit met die doring in die vlees. Of dit nou fisies, geestelik, emosioneel is, ons almal sit met die doring in die vlees. En waarop dit neerkom is dat God se genade vir ons genoeg is. Ons moet besef dat waardeur ons gaan, God het 'n purpose. Dit is sy wil. Net soos wat hy dit vir Job laat toelaat het hy vir Paul laat toelaat. En so laat hy toe vir ons ook. Dis hoe ons karakter vorm. Dis hoe ons die lig en die sout van hierdie donker gebroke wêreld word. So, maar ek gaan nie vra dat ons oogies moet toemaak. Ag Here, baie dankie. Dat ons as sissies hier by mekaar kan kom en bedien kan word, Here. Mag u Gees absoluut oorvloei, Here, soos die lewende waters, Here. Dankie vir die vrouens wat ons so bedien, Here. Seën hulle in oorvloed. En mag ons besef, Here, dat u genade vir ons absoluut genoeg is, Here. Dat wat ook al u met ons wil doen, Here, dat dit u wil is, Here, en dat u wil mag geskied, Here. Ag Here, u weet wat elke vrou se behoefte hier is, Here, wat elke vrou se thorn in the flesh is, Here. En mag ons nie vra om ons uit dit uit te haal nie, Here, maar vra dat u krag wat in ons swakhede is, Here, ons weet dat dit u krag is wat ons deur dit dra. En mag ons elke dag net soek vir daai genade, Here. Dankie dat u Jesus vir ons gestuur het, Here, dat ons aan daai hoop kan vashou van die ewige lewe, Here. Is ietsie waarmee ons absoluut mekaar kan bemoedig. En ons dankie vir dit wie ons is in u, Here. En mag ons absoluut die lig en die sout wees van hierdie wêreld. Mag ons elke liewe dag gelei word deur u Gees, Here. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Dames, ek wil graag net eers vir julle sê, almal wat die toilette lê, dis hier so regs om die skerm en alhoewel sal jy betaal by die toilette kry. As na die tyd van ons tee en 'n bietjie cupcakes en 'n bietjie drinkdingetjie daar agter hier vir die dames wat gaan bly, dit sal julle wees om bietjie so net bietjie met julle te gesels, ek het almal in die oë gekyk. Dan wil ek net hê ons moet begin om net 2 lofprysings en aanbiddingsliedjies te sing. Die eerste een is Waiting Here for You en die tweede een is Oceans. En met Oceans wil ek regtig hê, hy's 'n bietjie langer, maar ek wil regtig hê met 2 Oceans moet julle regtig die Here innooi en vir ons sê om deel van julle te word vandag. En dis hoekom hy 'n bietjie langer is, dat ons net die Gees kan voel en hy vir ons hier
woorde wat gesê word is, want ek so vir myself vereenselwig daarmee. Ek sal so vereenselwig daarmee, want met die eerste vrouefees het ek nooit gedink het gaan tot hier kom nie, en ek dink met baie dinge dat die Here my op water loop, ek nie gedink het ek sal kan nie, want ek in die algemeen is nie, ek is nie eintlik iemand wat voor mense praat, maar as die Here sê, jy moet 'n ding doen, dan moet jy hom doen. En as die Here sê, sny af jou hare, dit moet baie korter wees, ek dan sê ek, Here, kan ek dit net tot hier afsny, en nie heeltemal bleskop nie. Dis vandag die genade vrouefees, en 5 jaar terug, ons by die vroue hierdie 5 jaar, het ons by die vrouefees seker die meeste leringe ooit gekry. Daar is seker een aspek wat ons nie aangeraak het nie. Godse beloftes zijn nie verbond met ons, hoe jy bevry kan word uit die gevangenskap. Ons het die vyand leer ken, soos Vader vir ons verduidelik in Johannes 10 vers 10, en van sy beloftes in sy woord. Ons het geleer van dae, van jare, van seisoene, van die lig en die donker, ons het geleer van die tekens wat die Here vir ons gee, vir die eindtye, dat ons kan sien, dat ons gereed kan wees. Ons geleer van Godse feeste. Ons kon nuwe inslag gekry met die bruidegom, wat reeds weg is om vir die huis vir ons voor te berei. En nadat hy vir ons 'n prys betaal het, dan het ons gekyk na die bruid wat haarself moet gereed maak. En in afwagting vir die bruidegom wat weer gaan terugkeer, na die wonderlike bruidelsfees wat daarna gehou gaan word. Ons gesien dat ons lampe gevul moet wees met olie en dat ons nie omkant betrap moet word nie. Want anders gaan ons die fees misloop. Dan is gekyk na gawes en innerlike live songs, en ek hoop elkeen van julle sing nog julle live song, dat ons goeie saad moet saai en vrug moet dra wat aanneemlik sal wees vir ons goeie hemelse Vader. Dat wanneer die koning ryk op die lande is, moet ons gereed wees om die oes vir die Here in te bring. Maar by die wonderlike genade van God het ons nie baie lang stilgestaan. Daar word wys deur die jare met die laaste vrouefees toe Saartjie die laaste woorde gespreek het. Die Here vir my gewys dat die volgende vrouefees gaan die genade vrouefees wees, en dit gaan op die 5de en 20ste Mei wees. En ek dink toe by myself is in September, ek weet nie of dit 'n Saterdag gaan wees, die sê dit is 'n Woensdag. Hoe gaan ek die vroue mekaar kry? En ek het net daai stilte en daai kalmte gewees, die 25 op 'n Saterdag, en dit is so. So, maar ek het gebeur dat dit eintlik nou die laaste vrouefees gaan wees, wat ek in elk geval gelaat het. Want, hoeveel wil ons nog leer? Wat moet ons nog leer? Is dit nie tyd dat elke kennis wat ons opgetel het oor hierdie 5 jaar, gaan deel aan die mense wat dit nog nie gehoor het nie? Het die Here nie reeds vir ons die pad van genade voorberei? En dit bring my die gedagte wat die Heilige Gees my gegee het om te gaan kyk, as genade 'n kleur was, wat 'n kleur sou genade wees? Ek het die vraag vir 'n klomp van ons mense gevra by die Bybelskool en vir my vriendinne, en dit was wonderlik om uit te kom op al die antwoorde wat almal gegee het. Maar die antwoord wat my die meeste opgeval het, was dat genade die kleur van 'n reënboog is. Want dit het my gewys dat dit voel simpel is, want ons het begin met die reënboog vrouefees. En ek het net besef dit is voel simpel. Maar elkeen van julle sal natuurlik anders kyk na hulle genade reënboog. Maar hier is myne. Ons begin sommer af, ek gaan dit mekaar sit, nie spesifiek hoe dit in die reënboog is nie. Ons begin met geel, en ek is so bly die blomme is hierby, en ek kan sommer vir ons sommer dit mooi in perspektief stel. Geel het my laat dink, want een van ons genadepakkies het sonneblomsaad ingehaal. En ons wonderlik om te kyk na van die dames wat in gehoorsaamheid, hulle sade gaan plant het, en vir my na die tyd, hulle mooi sonneblom genadeblomme gestuur, foto's van dit gestuur het. Maar ek wil vir elkeen van die dames vra, wie van julle het die moeite gedoen om hulle genadesaad te saai? Oranje laat my dink in die genadevrugte wat ons in hierdie seisoen nou kry. Elke vrug het verskillende segmente, en in elke segment is sappige vlees wat dit huisves. Maar geen vrug is egter goed as
boom nie goed is nie. En die boom is net goed as hy diep gewortel is, langs die lewende water. En dan vra ek weer 'n vraag vir julle, hoe lyk julle vrugte? Groen het my laat dink aan die wonderlike Psalm 23. Aan die groen weivelde en die waters waar daar rus is. Maar maak jy genoeg tyd om na die genade weiveld en langs die Vader die tyd te spandeer? Laat ek my laat onthou van die voorhangsel wat gesteer het, die Jesus aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Hy wat vir ons die hemelse koninkryk met 'n genadepad oopgemaak het, sodat ons weer met ons hemelse Vader deur hom kan praat. Weet jy nog dat daar 'n genadepad is vir jou? En jy gereeld stap jy op. Dan rooi, natuurlik my gunsteling, soos julle kan sien. Hoe anders om te onthou van Jesus se bloed wat gevloei het toe hy hom geslaan het. Toe hy hom gesteek het. Toe hulle doringkrans in sy kop ingedring het. Bloed van sy wonde wat bloed wat uit sy wonde gevloei toe hy aan die kruis vasgespijker is. Maar beteken sy bloed van julle nog iets? Wend julle daai genadebloed van hom nog steeds aan as julle in die wêreldse koninkryk stap? En dit bring my by die twee moeilikste klere wat vir my was om te verwoord. Die kleur indigo symboliseer vir my die donker kant van die mens. Dis die sugarkant. Dis die selfbeheerdheid, die selfverheerliking, die nieuwheid, deceptie. As dit dan nie so erg is, dan nie so erg nie. Ek wil nou die Vader vir my sê, waar is jou genade oor? Maar kyk jy vandag met die regte genade oor die Here vir ons sê uit sy woord? Of is kyk julle met oë van verwarring? En dan die laaste kleur van die reënboog, is die kleur van pers. In Bybelse tye het pers kleur vir homself van royalty. Nie die koninklikes het dit gedra omdat dit baie duur was om daai kleurstof te maak. In Markus 15 vers 17 tot 20 gelees ons dat die soldate Jesus se kleur van sy lyf af geskeur het en vir hom 'n persmantel aangetrek het. Hulle het hom gespot, hulle het hom geslaan, hulle het hom gespoeg en gemaak of 'n kan waar koning is en voor hom gebuig. Men weet dat hy die koning is wat die genade kleed van die ewige koninkryk ook oor hulle skouers sal maak. Maar vandag hang ons weer gereeld die purperkleur oor Jesus se skouers. Ons dink as ons eenmaal 'n keuse gemaak het van bekering, is dit genoeg. Vir 'n wyle pas die genadekleed vir ons heerlik oor ons skouers. Maar nie baie lank, dan sit dit nie reg nie. Dis nie regte kleur nie, is te warm. Maar alle mense dra dit ons nie. Dis te ouderds. En dit is weer tyd, dit weer ek dink, dit is weer tyd geword, dat ons genade mantels weer aantrek. En kyk wat die kleur is jou genade mantel. Wie sê God is ek? Wie sê God is ek? Wie se voete kan ek vandag gaan was? Ek vra vir julle elkeen, die tyd is min. Ons kan nie met mooi praatjies maak nie. Neem julle woord en vat dit vir die mense wat nie weet nie. Dis nie die mense wat hier sit, wat dit nodig het. Staan mense daar buite, wat nie wil kom nie. En Here vra vir ons, julle moet gaan, vertel vir hulle, die tyd is min. Asseblief Here, daar is baie min genade vir julle oor. Maak julle lewe reg en vertel vir die ander. Dank julle. Ek wil vir ander vra so met ons die sing, daar is iets, die lofprysing ding van Who You Say I Am van die song. As al weer 'n vrouefees is, dan dink ek, wie gaan nou spreker wees? Dan is dit net Saartjie.
Sorry, ek dink is nou klaar. Dis 'n bietjie ver. Baie dankie, Sarah, jy het net oor die laaste keer nog wat bereik was om vir ons te kom doen. Ek dink jy is die beste teacher wat ek in my lewe nog gesien het en ek gaan jou druk, al doen ek nie meer vrouefees nie, maar ek wag vir my boek. Ek wag vir my boek wat jy gaan skryf. Ek wil net gou, ons gaan slides kyk. So ek weet nie of hierdie ding gaan glo nie. Hierdie, kan ek hom net onder sit? Druk ek iets. So. Moet ek hom? Hy draai dan. Ons hom nie net plat sit. JP? Nou. So. Dit voel baie lekker om so te wees, want gewoonlik het ek 'n mikrofoon en ek moet my slide self doen en alles. So, JP, baie dankie, jy is ons lewensredder vandag. En dankie aan Rita, dankie Otia, Gees en Lewe, dat ek hier kan wees vandag. Ek het verlede jaar die 21ste Oktober weggery is Londen uit. En toe trek ons Pareltjie. So ons was 7 jaar hier en ek was hier en ek mis verstaan en ek gaan nou glad nie oor die mense praat wat aan chunking en die optyd. So, en ek is so bly jy is hier vandag, want ek drink al vir 'n hele maand nie koffie nie. En elke keer as ek smag na 'n koppie koffie, dan dink ek aan elke vrou wat hier is vandag en ek bid dat whatever die saad is wat gesaai moet word vandag en die woord wat jy moet kry vandag, dat jy dit sal hoor. En ek het eintlik vir my met gesê, as ek hier klaar is en kom en sê, dan soek ek my koppie koffie, as ek net verstaan, want ek weet nie van julle, dit het meer as 1 keer of 2 of 3 keer op die dag gebeur, dat ek lus was vir koffie. Maar goed, 10 jaar terug was ek by 'n praatjie gewees. En ons moes ons prioriteite neerskryf. En as jy 'n kans kry, skryf ek jou prioriteite neer en kyk bietjie waar jy in jou eie lewe in was. Ek was geskok om te besef, ek, Saartjie, was nommer 14 in my eie lewe. En waar moet ons eintlik wees? Eintlik moet God 1 wees. Eintlik moet ons self 2 wees. Jy self moet nommer 2 wees. En dan jou man en kinders en. Want as jy nie self vol is nie, kan jy nie oorloop na ander nie. En dit is wat vir my so wonderlik is. Ek is eintlik so opgewonde om elke keer 'n fees te doen, want ek en Andreta praat nie voor die tyd met wie wat gaan sê, wat die gaan wees nie, verstaan? So, nou het sy gepraat oor Dawid en die waters van rus. Hier is 'n fontein hiervoor. Alles wat Anja nou gedans het, gaan julle in my toespraak sien. So dit is net vir my wonderlik hoe die Here so van oralster af altyd alles by mekaar bring. Kan ek my volgende slide kry, JP? Dit is nogal belangrik. Okay. Hierdie is my gunsteling plek in die Parel. Dit is mevrou Anjouk, so dit is naby waar ons nou bly. Dit is Lamotse wynglas. En daar is hierdie brons beeldhouwerk. En hulle noem maar die waterdraer. En as jy loop oor die dorp, asseblief maak tyd om so te gaan en boek asseblief die brons beeldhou toer wat hulle daar doen. Dis alles vroue brons beeldhouwerk, maar dit is so mooi. Hier is ons saam met my buurvrou en Christine se eerste hoërskooldag het ek al gevra, goed, wat wil jy doen vir jou eerste hoërskooldag? Ek tuiskool met 4 kinders. En sy het gesê, mamma, ek wil gaan vir hierdie brons beeldhou toer by Lamot. En julle kan sien nou so langs die beeld wat die waterdraer is daar 'n rots. En op daai rots staan daar Johannes 7 vers 38. En op dit waar ons staan, dit sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Ek moet vir vandag verander en net sê, sy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit haar binneste vloei. En dis my wens vir elkeen van julle, dat ons sal volloop en begin oorloop. Andreta het al
verlede jaar, September het sy gesê, volgende jaar 25 Mei praat jy. En ek het gedink, genade, wat gaan ek sê, die genadefees? Ek gaan nou vir julle my genade storie vertel, en julle gaan 'n rukkie moet sit om my hele genade storie te hoor, maar ek dink elkeen het sy eie genade storie. En elkeen het sy opinie oor genade. Vir my was dit, terwyl die lewensstorm om ons te gewoed het, om die klein stukkies van Vader te sien, en daai klein stukkies van genade, wat hy nog te midde van die storm, en partykeer wonder mense, maar hoekom vat hy nie die storm weg nie? Hoekom gaan dit nie net altyd goed met almal nie? Maar dit gebeur nie, want dit is 'n gebroke wêreld. So om te midde van daai lewensstorm, wat altyd en soms oorweldigend om mens weet, dan klein stukkies genade te sien. En dit is wat Vader vir ons wil wys. Hier is 'n gebed, liedjie wat ek wil speel. Koos de Plessis het dit geskryf, en ek dink Lucas Maria en iemand sing dit. Julle gaan nou dit. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Dis wat Dawid geskryf het in Psalm 23, wat Andrea nou gesê het. En dis waar die Vader hom gelei het, na daardie waters van rus. En voel jy eintlik soos ek, dis ondenkbaar dat dit volgende week Junie is die helfte van die jaar. Volgende jaar is 2020. Dit klink soos 'n futuristiese jaar, sci-fi fliek. Dit voel net vir my tyd gaan so vinnig. En wat het hy genoeg gesê? Hy het gesê, wat ek is net genade. Nou ongeveer 500 jaar voordat Dawid dit geskryf het, hoor ons van nog 'n Bybelfiguur, wat in 'n mandjie geplaas word tussen Riete op die Nylrivier, ook op water.
So Moses word in die water gesit. En 80 jaar later praat Vader met hom in 'n brandende bos. En hy vra, Here, ek moet met die Israeliete gaan praat. Wie sê ek is hy? En Vader sê vir hom, ek is, stuur jou. Wie is ek? Wie is jy? Wie is ek is vir my? Wie is ek is vir jou? Ek het besef, ek is, want ek is, en dis genade. My perspektief en Andrea het dit ook genoem, verstaan, my perspektief oor my man, oor my kinders, oor wie ek is, alles is net genade. En by daardie waters van rus kan jy stil word, en dan kan jy 'n nuwe perspektief kry. Maar goed, nou gaan ons eers die Hebreëus leer. Okay. So die Hebreëse alfabet verskil baie van 'n Afrikaanse alfabet. So in Afrikaans leer ons in graad 1 of graad R, ek weet nie maar ek leer dit nou nie, leer 'n A vir appel. Okay, so Afrikaans het 'n geskrewe vorm, en dis hoe jy 'n A skryf, en 'n fonetiese uitspraak, 'n A. Okay, die Hebreëse alfabet het daai twee goeders ook. So jy het 'n geskrewe vorm en 'n fonetiese uitspraak. Maar dan het hulle verskillende betekenisse. Elke letter het 'n prentjie, en 'n numeriese waarde, en 'n die gematria, en dan het elke letter ook 'n naam. Okay, so, ons gaan 'n bietjie kyk na die letter Hy. Die Hy is die 5de letter van die Hebreëse alfabet. En hy lyk so, sien julle, dit is so prentjies soos wat lyk soos 'n venster. Sy numeriese waarde is dan 5, want dit beteken genade. En 'n ander betekenis van genade, soos wat jy na die prentjie kyk, is 'n openbaring, want jy maak 'n venster oop, en dan kan jy sien wat nou eintlik aangaan. So in die laaste 6 maande het daar vir my 'n venster oopgegaan. 'n Groot openbaring van genade. En ek bid daar vandag vir jou ook 'n venster van genade oopgaan. Vader se naam, die onuitspreeklike naam wat niemand weet eintlik hoe om dit uit te spreek nie, bestaan uit 4 Hebreëse letters. En ons lees van regs na links, ons lees nou anderste om in die Hebreëse taal. En sy naam het die 4 Hebreëse letters Jud, Hy, Wav, Hy. So in Vader se naam is daar 2 Hy's. Daar's nie net een nie. En genade in Hebreëus is Gesed of Gen. Ek gaan nie in al die details ingaan nie. Ek kan julle nog 4 ure besig hou. Ek kan baie opgewonde raak oor hierdie, maar dit gaan 'n bietjie lank vat. En Gen het nie eintlik eers 'n Engelse woord wat mooi kan vertaal nie. En genade is wat dit is, verstaan, in Afrikaans. Maar Gen beteken eintlik liefde in werking. En wat het Vader vir ons kon doen? Hy het Jesus kom aan die kruis sit en dit vir ons alles gedoen. So dit is wat Gen of genade beteken, liefde in werking. So nou as ons nog 'n bietjie backtrack, so 'n paar 100 jaar voor Moses, word die storie van Abraham en Sarah vertel. Nou Abraham en Sarah het gesmag na die waters van rus. Hulle het gesmag na 'n prentjie van hulle eie. Hulle het ook ander planne intussen gemaak. Maar op die ouend het Vader met Abraham se verbond gesluit. So alles liep met alles, né? En gaan kyk op die pamflet, is daar 'n verwysing na 'n lering van Brandweer oor verbond. En eintlik al die goeders wat verander het, toe Vader met Abraham 'n verbond gesluit het. Maar een van wat verander het is, as ek met iemand 'n verbond sou sluit, sou ek 'n gedeelte van daai persoon se naam gevat het, en daai persoon sou 'n gedeelte van my naam gevat het. So as ek en Andrea 'n verbond sou sluit, dan sou my naam gewees het Sareta, en Andrea se naam sou verander het na Andretjie. En dan het almal geweet, hulle twee het verbond. En dit is presies wat Vader kon doen het met Sarah en met Abraham. Hy vat 2 van sy huis en sy naam, en hy verander Abraham, wat kort is Abraham, nie Abraham nie, hy verander Abraham na Abraham. Hy sit daai hy in sy naam. En hy verander Sarah se naam na Sarah, met ook met 'n hy aan die einde. En toe hy dit kon doen, het hy 'n verbond gesluit met hulle. En toe
kom hulle agter wie hulle eintlik is. Hulle kom agter, ek is the mother of nations en ek is the father of nations. En toe kom hulle by die waters van Rus. En toe raak hulle swanger. En hulle kry lag. En Isak se naam beteken lag. So hulle kry lewe en lag. So hoe wonderlik is dit, verstaan? So God het binne in hulle name net nog 'n klein stukkie kom verander. En hulle kon besef, maar ek is wat ek is. En dis die genade vir hulle twee om op die einde by lewe en lag uit te kom. Maar goed, dis nou 3 uur op Saterdagmiddag. En almal is baie moeg. En ek het nie koffie gedrink vir hom. So julle gaan almal van my opstaan en ons gaan 'n bietjie dans. So, kan almal gou opstaan asseblief. Okay. So jy moet mooi luister. Sit asseblief jou linkerduim op jou regteroor. Okay. En jou regterpuntvinger op jou linkerheup. Jy begin dan, hè? En draai nou 2 keer linksom in die ronde. Die opval die asseblief. Okay. Cancel gou dit alles, dankie. Nou, luister nou verder. Sit jou regter ringvinger op jou linker beeshand. En jou linkerduim op jou maag. En draai nou 1 sirkel na die regterkant en 2 na die linkerkant. Okay, julle kan pas dit, dankie julle. Nou ken jy die verdere storie van Abraham. So, vader van Abraham gaan offer vir Isak. Hierdie lang verwagte seun, wat hulle uiteindelik gekry het, by die waters van Rus, nadat hulle name verander het, en alles, sê hy. Maar wat doen vader? Weer, geen, liefde en werking. Hy gee 'n ram in Isak se plek. En Abraham gee vir God 'n nuwe naam en hy sê vir hom, U is my Jehova Here. Want dit is die God wat voorsien. So my pa se naam is Isak. Sy naam is Isak Gerard, dis versorg. En ja, hier hoor ek. Hier hoor ek. Ek my pa gevoel. Of hy sy seun moet gaan offer. En hy het gepleit by die Here om sy seun ook te gee. Nou moet tog ek dit hierdie video nie, jy mis weer die video nou. Nee, nog nie, skies. Ek mag ek sal, want ek weet dis my trone probeer lekker. Okay. Op my 7de verjaarsdag het ek 'n boetie gekry. So ek het my boetie weer 'n verjaarsdag. Hy het hierdie jaar nou 35 jaar vir my gesê, dis nou fyn dat ons 'n verjaarsdag deel. So. En ek wil hê jy moet luister in die hele storie. Hoeveel keer is daar 7's in my genade storie? Skis. JP, goeie van die kleintjies. Okay. So hier is ons 4 kinders. Skis jy dan? Stel my as 'n babatjie op my skoot. Ek hou hom vas en dan my oudste boetie en my sussie. En ek wonder net, julle kan sulke snaakse sê in julle familie gehad. Een van die goed wat my oudste boetie gesê het, wat ons eintlik altyd oorspot en oor grappies maak. En ek dink dis enige Afrikaanse juffrou se grootste nagmerrie vir 'n sinskonstruksie. Was, wat maak dit nou eintlik daaroor saak? So dit wat hy gesê het, wat maak dit nou eintlik daaroor saak? En net hierdie week het ek besef, weet jy hoeveel wysheid is daar in daai woorde? Verkeerde Afrikaanse sinskonstruksie of nie, want wat maak dit nou eintlik daaroor saak? Enigiets in ons lewens. Wat maak dit nou eintlik daaroor saak? So ek gaan vra dat jy vir 'n oomblik jou oë toemaak.
op jou voorgrond is op die oomblik. En ek gaan vir jou 20 sekondes daarvoor kans gee. En dan kan jy bid en vra, Vader, wat maak dit nou eintlik daar? Ek gee vir julle kans hier. Goed. Hier is ons 'n foto van Sterrenberg. Dis my jongste boetie, sy vroukie Marlene en hulle seentjie Gerard. So ons het verlede jaar Parel toe getrek en dis vanmôre daar het my boetie gesê nee, magtig, hy moet nou kom kyk wat bly het. En hy het toe afgevlieg gekoop en by ons kom kuier. So hier is nou die video wat ek nou speel, maar julle gaan verstaan hoe dit gegaan het in ons huis daai aand. So verstaan julle vir my kinders is oomste en is die cool ook. Okay, en voordat ek nou begin met die genade storie, wil ek vir julle 4 idees gee, wat my verskriklik baie gehelp het oor hierdie laaste tyd. Die eerste ene is, gaan soek versies uit die woord uit. So wat ek gedoen het, is ek het Sterrenberg se naam opgebreek, ster en berge. En ek het daai versies gevat en beloftes uit die woord uit gekry, want die woord is regtig lewend en kragtig. Dan vra ander mense om saam met jou te bid. Maar die gebed van gelowige het regtig 'n kragtige uitwerking. Ek het eers later besef, ons is 30 vrouens wat saam bid. So ek het 30 vrouens gevra om saam met my hierdie journey te help. Dit was regtig elke stapie. En dit is so spesiaal almal wat vandag hier so is. En dan skryf neer wat gebeur het, want julle mens vergeet so vinnig. En dan vra vir die Vader vir 'n prentjie. Ek is 'n visuele mens, so ek vra maar vir 'n prentjie. Hoe skriftuurlik dit is of nie, maar vra vir Here vir 'n prentjie en ek gaan nou vir julle dit verduidelik. So ek kan nie vir julle alles vertel in 6 maande gebeur het, en dan sal ons tot môre aand hier sit. So ek het nou baie kort opgesom, probeer opsom. En ek gaan vir julle lees dat dit soos 'n dagboek is, want ek wil nie eintlik iets vergeet. So sit nou maar 'n bietjie terug en ontspan en hoor my storie. Dit is 3 Desember 2018 op ons familie WhatsApp groepie. Julle het seker almal sulke familie WhatsApp groepies. Dis daar 'n foto van my boetie Sterrenberg wat vir 'n vinnige breekoperasie het gegaan. 7 dae vroeër was hy saam met ons in die park. En daardie aand bel my ma. Op boodskap is kort en verdoemend. Sterrenberg kanker. Die dokter dink is reeds graad 4. Hy het nie eens 'n breekkrag gemaak nie. Hy het net weer toegemaak tot verdere toetse gedoen kan word. My boetie is op daai stadium op 34. Die volgende 2 dae was 'n waarkoop van op en af emosies en toetse. Alles net mekaar ons probeer sin maak wat ons nou getref het. My ouers bly hier so, hulle het volgende oggend 4 uur Bloemfontein toe gery om te gaan help. Die toetsie bevestig dat daar 'n tumor is, so groot soos 'n golfbal op sy pendies. En daar spatsels op sy aanrug gehad. Die mediese naam, ek probeer dit nie uitspreek nie. Die chirurg wat dit ontdek het, wou die volgende donderdag geopereer, maar 7 verskillende mense binne 2 dae. Vra verder, hoekom probeer hulle nie 'n ander chirurg nie? En hulle kry toe 'n opinie by die tweede chirurg en hy sê, hy gaan op die 7de Januarie eerder opereer. Die 9de Desember vlieg ek af Bloemfontein toe, vlieg ek op Bloemfontein toe, om almal hier buite te kyk en te sien of almal reg is. My boetie is sterk, hy is rustig. My ouers is maar stil. My skoonsis is bekommerd, want sy sê, Sterrenberg was altyd sterk, hy is altyd daar, verstaan? Sy het niks te gedoen het, want hy is daar. En ek sê vir hom, Marlene, jy is reeds sterk genoeg om hierdie situasie te hanteer. Want niks kom oor jou lewe wat jy nie kan hanteer nie.
sê daai sterkte is klaar binne jou, jy gaan dit nou net ontdek. En ek is excited daaroor, maar ek weet in hierdie situasie is dit nie iets om regtig excited oor te raak nie. En daai aand van die 9 Desember salf ek hulle altyd met 'n gebed wat ek vir hulle geskryf het, met al die verskillende versies van sterre en berge. En ek salf hulle spesifiek met Josua 1 wat sê wees sterk en wees vasberade. En dit ek Handelinge 1 vers 8 bietjie verander. En dit sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Gees in julle kom, en julle sal my getuies wees in Bloemfontein, in die hele Vrystaat, in Gauteng en tot aan die uiterstes van die aarde. 1 Januarie 2019. Dis 'n onseker jaar wat voor lê vir die familie, vir die versorgde gesin. Maar ons weet ons stap hierdie pad nie alleen nie. Die berge en die Parel herinner my elke dag hoe my op vandag kom. Sy vader praat met my met prentjies en ek vra hom asseblief vir 'n prentjie. En toe sien ek 'n prentjie van Marilene. Ek skryf dit voor. Ek het nou nooit vir hulle gevra mag ek alles vir hulle sê en hulle sê ja, asseblief, vertel die storie verstaan so. Ek skryf vir hom. Ek sien jou van agter. Jy staan met 'n lang swart jas aan. Dit het 'n kapie oor jou kop en jy hou 'n lang herderstaf in jou regterhand. Jy kyk uit oor 'n groot see. Dit lyk soos 'n dam, maar daar is nie groot golwe nie. Ek dink aan Moses en die Rooi See. Daar is 'n groot storm wat om jou woed. Weerligstrale en donderslag. Harde reën. Die wind druk hard in jou jas en jy moet jou staf stewig vaslê. Dan is dit asof ek om jou gaan en jou van voor af sien. Jou blonde stierte hang sag langs jou gesig, nat. Jy staar stip in die verte. Jy is vasberade, gereed, gedetermineerd en gefokus. Die weerlig en donderweer laat jou nie vir 'n sekonde terugtyds nie. Jy toon geen vrees nie. Jy is geweet wat oor jou pad gaan kom, te midde van die woeste storm. En sy laat vir my vertel en sê, weet jy verkeer dat ek weer haar boodskap gaan lees, in die middel van alles, om te weet dit is wie sy is. Op 6 Januarie, die aand vir die operasie, skryf ek hierdie aan my gewenskap. Ek glo jy gaan 'n wonderlike getuienis wees wat baie mense gaan aanraak. Ek glo as mense na hom opbreek in sterre en berge, dat so sterre mense navigeer, hierdie situasie baie ander gaan navigeer in die regte rigting. En mense moet opkyk om sterre te sien. En berg, dat ons hierdie berg treukie vir treukie gaan uitkom. Met die weet dat ons dit nie alleen doen. En hoor alles te nade stukkies, te midde van die storm. En weet jy is nie siek nie, maar hoor nou die klein stukkies. Oorspronklik sou uroloog eintlik die breekoperasie gedoen het. Maar daar is die besluit dat die chirurg dit eerder moet doen, omdat my boetie so jonk is. Indien die uroloog sou opereer, sou hulle aan die verkeerde kant geopereer het, so hy sou nie eers die kanker gesien het nie, maar die chirurg het deur sy naaltjie gewerk met die kameras en goeders. En dit is waar die kanker ontdek het. En dis die probleem met die kanker. Jy kan sien met hy rondgehol, hy het nie pyn gehad nie. So op die einde, as hulle daai tipe kanker ontdek, dan is dit so laat. Hulle kan niks meer doen nie, maar sy kanker is betyds ontdek. Die operasie is 11 uur, maar die narkotiseer, Bernard, is 'n ou wat van Kanada af terug immigreer. Die immigreer terug Bloemfontein toe, van alle plekke. Maar die ou het in Desember terug geïmmigreer, Bloemfontein toe. En toe het hy dadelik vir hom gesê, weet jy, 7 Januarie boek het uit, jy doen vir my die operasie. Sterrenberg gaan 'n week in ICU wees, maar hy het toe 'n maand tyd gehad om al sy kragte op te bou en goeders te drink en ek weet nie wat alles nie. So dit was goed geweest. Maar hy en sy vrou was baie positief. Die hospitaal is 7 minute van hulle huis af. Die timing is goed dat my skoonsis het verlede jaar haar finale eksamen vir oorlees en veel spesialist geskryf in Oktober en November het sy graad gevang. In Desember is dit ontdek. So as ek 2 maande vroeër ontdek, kon sy dit nie omstaan kon doen. Verstaan, so die timing was perfek. My ouers het net hulle huis toegesluit en afgery Bloemfontein toe om te gaan help. So te midde van die storm is daar soveel genade en seën. Ons het 'n swart bord en ons
ons kombuis en Christine hou van om kwotasies op te skryf. Die skryf sy daai oor vir die operasie. It's the darkest nights that produce the brightest stars. En dankie tog, daai aand, net vir die operasie, kry ek stermers geprent. En ek was so bly. Ek was so, ek het 'n prentjie gekry. En ek skryf vir hom, jou prentjies bestaan om 91 vers 11. Want hy sê sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. En Lukas 1 vers 11, toe verskyn daar 'n engel van die Here wat aan die regterkant van die reël van die altaar staan. So die prentjie is 'n groot engel saam met jou aan jou regterkant. Die engel stap saam met jou na die troon. Wanneer jy nie teater is, is hy daar. As jy uitgesit word uit die teater, stap die engel saam. As jy intensief inloop, hou hy wag aan jou regterkant. As jy seerig of moeg is, kyk net op na jou regterkant. Die engel se praat is. En ek skryf van, ek is ook nou rustig oor môre, met die wete dat jy nie alleen is. 7 Januarie. Sterremag is vanoggend 8:45 by die teater ingestoot. Daar staan 10 trollies wat gepreek is in die teater. En ek later besef, hierdie is 'n groot oplossing. Hulle was eers 3:21 die middag klaar met die kampus verwyder. En dit het die volgende behels, en ek is nie medies nie, so ek dink nie dis in die regte volgorde nie, maar dit is wat hulle alles gedoen het. Hulle het die tumor verwyder en toegesien die kanker is omtrent oor al die organe versprei. So my skoonsussie verduidelik leuke soos ek dan. Dis amper soos jy suiker vat en dit strooi oor al sy organe, was die kanker versprei. En toe pak hulle sy maag en sy dindarm en sy dikdarm fisies uit. Hulle skraap die maag, verwyder 15 cm van sy dindarm en verwyder toe die helfte van sy dikdarm. En toe skraap hulle die lewer, milt, niere, galblaas en pankreas. Die skraap het ook behels dat hulle die hele groot sak, die peritoneum, wat mense se organe omhul, ook verwyder het. En daardie deel van die prosedure het veroorsaak dat die nierpapie op die einde gepasseer is, maar en hulle 13 kliere uit sy buik uitgehaal. En toe maak hulle alles toe, en dis 'n nuwe tegnologie. Toe doen hulle wat hulle noem 'n chemospoel. Okay, so dis spesiale chemo wat hulle verhit na 43 grade. En dan spoel hulle dit deur die hele buikarea. So al hierdie rou geskraapte organe word dan met hierdie warm chemo gespoel en al die klein stukkies kanker wat nog oor is, word dan weggebrand. Dis blijkbaar 'n verskriklike tegniese probleem en wat my skoonsussie ook vir my verduidelik is, die narkotiseer moes toe kyk dat sy brein nie verhit nie, want hierdie warm goed is in sy maag. En gelukkig kon hulle dit nou lank genoeg, want dit moet 'n sekere tyd daar wees, en sy brein het toe nou nie verhit nie, so dis waar sy nou eintlik die blyste was. Maar toe is dit al 4:30 middag. So toe die chemo goeders nou, hulle dreineer dan ook, maar hulle haal nou nie obvious nie alles uit nie. Toe maak hulle nog eers die 2 breuke wat hy het reg. Om 18:41 daai aand word my by die teater uitgestuur. 10 ure later. Die dokter verduidelik later dat dit eintlik 10 operasies in een was. En wat ek gedoen het, is ek het elke dag vir Marlene, sy is nou 'n dokter, dan vra ek vir ek waarvoor bid ons. Dan sê sy, bid vir dit en dit en dit. Dan verstaan ek nie eintlik waarvoor ons bid nie, maar dan kry ek 'n versie en dan sê ek, goed, ons bid hiervoor. En elke dag het ek vir mense daai versies gestuur met die spesifieke goeders om voor te bid. Nou met hierdie, nou met sy lewer, nou met sy whatever dit is. Dis is sterker gelyk het, oggend nommer 2. Die volgende dag, baie geswou. Maar hy was gedetermineerd en baie vastberade. En op dag 2, minder as 24 uur na die operasie, het hy gesit. Al die pype en monitors is maar. Die 9 Januarie skryf ek vir my groep dat ek sterk beter geslaap het. En vanoggend toe hy instap het, hy vir sy vrouwtjie geglimlag. En haar hart het gesmelt. En op die 9 Januarie het my oudste boetie Christie toe. Die oggend uit Kreersdorp by 415 km gery. 15, nee, ons 5 uur ons brood. Kilometer gery Bloemfontein. Toe 11 uur was hulle by die baie intensief ingegaan, gesteun gesien, 15 minute uitgeloop,
hy kon sy boetie net so ondersteun. Op 10 Januarie in die oggendure, terwyl my pa vir Sterrenberg bid, hoor hy die vader van hom sê, Sterrenberg het kanker gehad. Die dokter het voorspel dat hy so tussen 'n week en 10 dae in ICU sou wees, en dan nog 2 weke in hospitaal. Die probleem met die situasie was, sy seentjie het op 21 Januarie 3 geword, en hy wou by sy seentjie verjaarsdag wees. So ek skryf toe, binne 4 dae na die operasie, is Sterrenberg geskuif na 'n gewone soort. Die dokters was almal stom gestaan oor sy vordering. Hy begin jelly en sop eet, en hy stap elke dag. Ek skryf hier vir my vriend. Medies onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Hoe kan mens nie glo in dat die gebed van 'n gelowige kragtig is nie? Baie dankie, liewe vriende, vir jou kragtige gebede om my en my gesin deur hierdie tyd te dra en ons arms op te hou. Dit was regtig met trane in my oë dat ek hierdie boodskap geskryf het, want medies was dit regtig onmoontlik. Dankie vir jou groot aandeel in hierdie wonderwerk in ons familie se lewens. Alles juig vanaand. Die sterre, die berge, ek, elke lid van ons familie. So baie dankie. So dis is nou like, na 4 dae ons operasie, verstaan, hy lyk as 'n model, verstaan, hy kan op 'n voorbeeld van 'n tydskrif is, verstaan. Maar nou, so dis nou 4 dae na die operasie. Maar, in ons liewe land, was tot nou ook load shedding. En in die ICU is daar ligversorging, maar in die gewone saal is daar toe nou nie ligversorging nie. So die arme man het my ma het op die einde afgespons in hierdie bloemhutte waar hulle was. Die 12de Januarie het ek met my boetie gevideo call en dit was so lekker om net sy gesig te sien. Hy het altyd sy oë toe gemaak want hy was baie moeg en so, maar ek was so bly om net te sien en met hom te gaan praat. Die 13 Januarie, hy is nog steeds baie moeg en hy continue die sop inhou, want al sy derms moet nou weer begin werk en so. En die naarheid was 'n groot neeweffek van die chemospul. 15 Januarie. Na 8 dae is my boetie ontslaan uit die hospitaal uit. 8 beteken nuwe begin, want daar het 8 mense in die ark ingestap. Dis waar 8 se nuwe begin gekom. En ek skryf, dis vandag 15 Januarie. 5 beteken genade en 3 x 5 is 15. So triple genade vir ons nuwe begin. Ek is so opgewonde en dankbaar. En in Maleagi 4:2 staan maar vir julle wat my naam vrees sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy verdeels wees. Vandag het hy die hospitaal geloop in die sonnige genees. Tot in die sonlig. Yes. En toe kom hy by die huis, betyds vir sy seentjie se verjaarsdag. En dit is wat Gerard gedoen het gesê het. Dis sy pappa by die huis kom. Wil jy bietjie sien ou papa se pleister? Ja. Laat papa. Oh. Ja. Ek is 'n wondersmens. Ek kan nie sien iemand kom aan. So die 6de Januarie sê ek verstaan, tel hoeveel klips is daar op jou bord? Ek sê tel, ek wil weet. Hy sê man, ek probeer tel, maar in sy naaltjie was van hy sê, daar 67. Ek sê, okay, hy sê, maar dis 'n goeie golfskoor, verstaan ek. Ek sê, okay, goed, verstaan. Jy sien the bright side. Ek sê, ek wil vir Marileen moet vertel, ek wil weet presies hoeveel is daar. 70. En 70
spiritual leadership in place of peace. So in die nommerwoordboek van Martin van der Merwe skryf hy oor place of peace. It can refer to a spiritual descendant of Israel. None is connected to Jerusalem, wat in Psalm 125 staan, en dit is daai, jy het my ook na die berge waarvan en dan sy my hulp vandaan kom, so ons bid het nou op die land voor. For whom God announces that my nation lives. So in Psalm 125 staan, die wat op die Here vertrou, soos 'n berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. So sterf na lewe. En op die punt wil ek sê, soms kan mens voel, maar hoekom het God hom nie net gesond gehou nie? En hoe kan mens opgewonde raak oor 70 klips? Verstaan? Maar dit is die klein stukkies genade, te midde van die storm, wat mens dan vashou. So my pa Isak, offer sy seun, Sterrenberg, en deur Vader se genade kry hom terug. Jehova Here voorsien en my bietjie lewe. 20 Januarie. Sterrenberg se seentjie Gerard word eintlik eers môre 3, maar hulle huis met vandag partytjie, want dis al die oupas en oupas daar. En hier is hy, saam met sy pappa, wat by die huis is, en nie by die hospitaal, soos wat die dokters voorspel is. Oor die volgende paar weke het Sterrenberg hard geveg. Hy het die meeste gesukkel met eetlus en met naarheid, en dit was deel van die chemo. En ek ook verduidelik, daai chemospoel is 1000 keer sterker as gewone chemo. So dit was 'n groot neeweffekte en oortreffende trap, verstaan. So toe hy uitstap uit die hospitaal het hy 8 kg verloor. Dit het later 10 geword, later 11, later 12, later 15 kg. En toe het hy spiere verloor, verstaan. So dit is sy rug het seer geword en so. Dit was 'n moeilike pad. Begin Februarie is hy terug, dit het ek sommer gesê. As jy as ma dink, jou kind het iets fout, doen iets oor. Al sê die dokter dit is iets fout. Want my ma sê die maandag, Sterrenberg is nie lekker, vat die dokter toe. En skoonsie sê, nee, maar hy is fijn. Maar jy weet, my dokters is ook eindelijk, hulle is ons eindelijk met die hart verduidelik, nee. Sy sê, nie, hy is fijn. My ma sê, maar weet ek sê, dokter, die was iets fout met my kind. En toe dan vader, woensdagoggend, toe vat hulle hom dokter toe. Toe is sy nier vergroot, en dis sy ook die nierpijp oorsteer gekry het, en al sy goeders, sê my ma, jy moet vir my luister, ek sê ma. So as jy as ma, as jy dink ons iets fout met jou kind, vat die dokter toe. Ok, so toe is hy terug. Die 28 Februarie vlieg ek en Sion toe op Bloemfontein toe, dis my seentjie, hy is 4, en daar is die 2 neefies nou by mekaar, en ons gaan kuier tussen 4 dae in Bloemfontein. Dit is baie lekker, en hulle kuier heerlik saam. En op die 2de Maart skryf ek vir my groepie, Steun sy ruggeeprobleme, hy het skoliose gehad. So omdat sy spiere nou weg, bly sy rug heeltyd seer, en hy het nou hierdie nierstent in, so dit is nou sleg. Sy eetlus sukkel nog, en hy het nou 15 kg verloor. En hier speel oor, dis die 2 neefies. Dis Sion, my seentjie en Gerard nou. En die middag speel my pa, dis nou oupa Sakkie, nee, die sak is nou oupa Sakkie, speel hy saam met die seentjies en so en alles. 3 Maart. Daai sonnagoggend om 2:30 jaag my ma en skoonsissie my pa jaar toe met erge borspyn. Hulle kon net om dit stabiliseer en sonnagoggend 11:00 het 'n dokter Barnard, die van die dokter het my gerusgestel, 'n angiogram geneem op my pa. En toe het hy in 'n 45 minute operasie, dis eintlik amazing hoe die tegnologie verander, verstaan? Het hy vir 3 stents in sy hart gesit. So as jy nou kyk, daai stukkie, hulle het nou goed ingespuit om alles donker te maak. So sien jy daai stukkie, is die enigste stukkie bloed wat deur daai aar kon kom. En dan onder kan mens nou sien as die stent nou in is, kan die bloed nou deurvloei. En eintlik het my pa 'n wonderlike operasie gehad, en hy die dokter het heeltyd gepraat. En die dokter sê net, dis 'n godswonder dat jy leef. Verstaan, want eintlik kon dit net heeltemal anders wees. En eintlik om daar's 2% van mense wat eintlik oop hart operasies, jy weet wat by die borsbene oopmaak en al daai goed. En die dokter het gesê hy kon nie glo dat hy actually die kateter deur kon kry om die stent in te sit nie.
lê my pa in die hospitaal. Maar ek het aan my boetie gesien. So, dis hoe my pa het in 'n lijk, die dag dat ons verjaarsdag vier. So, op die einde is my pa sondagoggend in die theater, sondagdag, en maandagoggend 10:00 toe ek Sion terug in die Parel toe sy terug by die huis en hy groet ons. Soveel genade. 19 Maart, na 10 weke in Bloemfontein met my ouers vandag by hulle huis in Kleersdorp aangekom. Wat 'n groot genade en seën dat hulle daar was om my boetie en sy gesin te ondersteun. 20 Maart. Vandag is Stille Marileen se 9de huweliksherdenking. Wat 'n seën om dit saam te vier. Wat 'n genade. En ek skryf vir hulle 1 Korintiërs 13:13 en nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Die 7de April het my sussie hulle toe, hulle het al Oktober verlede jaar, voordat hulle nou van die gaas geweet het, kaartjies bespreek, hulle bly nou al 10 jaar in Londen, ons het hulle 3 jaar laas gesien, en hulle toe almal afgevlieg. Sy en hulle gesin, en toe het my boetie afgevlieg, en my pa het afgevlieg, ons almal toe lekker in Frans kraal gekuier, en wat 'n seën om my pa en my boetie daar te hê, want dit kon so anders gewees het. Die aand van die 3de Maart, voor ek terugvlieg, was ek in Bloem en dis my pa nog in die hospitaal, het ek lank met my boetie gepraat. Ek vra maar, hoe dink jy nou? Jy weet, al die goeders het nou met jou gebeur. En hy het gesê, ek dink nou oor alles anders. Al wat reg is jou familie, jou vriende en verhoudings. En eintlik was hy, ek weet nie of jy dink, 7 jaar jonger as ek is nou 35, verstaan, maar daai is ons generation, wat is dit, X, Y, Z, ek weet nie wat die generation is, maar ons is verskriklik ingestel op watter skoene, watter dit, watter karre, watter goeders, en dit maak net glad nie van saak nie. So alle materiële dinge het niks waarde nie, en besef, hy het ook besef, jy kan nie eens gesondheid met geld koop. Nee. Hy het gesê, hy het klaar met die onkoloog gepraat, die onkoloog is ook 'n fantastische man, en hy wil betrokke raak by die kinderafdeling in die onkologie departement, hy wil kyk waar hy kan help. Hy het daar vorige Vrydag, hy en sy vroukie het toe seuns by die kinderhuis gaan haal en hulle uitgevat vir burgers, chips en milkshakes. En hoe het hulle die genade, die liefde in aksie van dit wat met hom gebeur en dit hoe hy nou optree. So ek is so jammer vir al die pyn, die onsekerheid in die tyd. Dit was nie maklik nie. Maar ek weet, almal van ons het soveel geleer. Oor baie goeders, oor perspektief, oor genade, oor geloof, oor gebed en hoe kragtig dit is. Ek het hierdie week met my skoolsies gepraat en sy het gesê, dis die eerste keer in 7 maande wat my boetie nie pyn het. Want verlede week, toe die nieuwsdienst het hom ook baie seer gemaak, verstaan, en verlede week op die 15de Mei, onder julle hoekom, die 15de, het hy sy nieuwsdienst uitgehaal. En hy is genees. So alle ding wat Sterre vir my gesê het was, wat sy motivering was in die hele situasie. En hy het besluit, daai dag toe hy gebeur het, hy het die moederkanker, daai maandag het hy besluit, my seun sal nie sonder sy papa groot word nie, punt. En hy het gesê, wanneer hy die naarste was, en wanneer hy die slegste gevoel het, en wanneer hy die meeste pyn gehad het, het hy gesê, dis my motivering. Wat is ons motivering in die lewe? Waarin hou ons elke dag vas? Hoekom staan jy op die lewe? My boetie het gesê, ek dink nou oor alles anders. Wat is ons perspektief oor die lewe? Hoe dink ons daaroor? Deur watter bril kyk ons na ons lewens? Hoekom begin 'n oorlog? 'n Oorlog begin omdat twee mense 'n verskil in perspektief het. Ek dink so en ek dink anders. En dan begin 'n oorlog. Dis waar oorlog vandaan kom. Alles oor perspektief en perspektief is 'n kopding. Dis hoe ons dink oor ons lewens. So deur genade is Abraham en Sara se perspektief verander oor wie hulle eintlik is. Ek is. En daai genade het veroorsaak dat hulle lewe en lag kry. Nee, want hulle het vir Isak gekry. My boetie se perspektief oor die lewe het heeltemal verander. In alle
Koos het presies sê in sy liedjie, wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleer. So wie is ek? Wat het ek? Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleer. Nou, om my bietjie so goed moes ek besef. Ek het 'n paar goed wat ek moet offer. Ek het 'n paar gebore wat my perspektief moes verander. My kop. En ek kan nog niks doen. Wat Koos dit presies skryf? Elke aardse droom van rykdom en roem, net 'n skadu teen die vuur. En 'n skadu is nou daar en dan sy weg. Ek dink hy het gelees in Efesiërs 2 wat sê wat uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag doen nie. Julle ons mag op niks doen nie. Nooit. Nie op jou gesondheid nie, nie op jou man nie op jou kinders nie op hulle talente nie. Niks. En wat maak dit nou eintlik daaroor so? Wat maak dit nou eintlik daaroor so? Wat maak enigiets nou eintlik so? As ek niks meer sou hê, sou sy genade nog steeds genoeg wees. En dit, om daai kopstek te besef, as my bietjie nie gesond geword het nie, dan was sy genade ook genoeg. En dan was ek en my skoonsussie sterk genoeg om dit te hanteer. Want ons het dit klaar in ons. Ek is en ek is. Ek kan nie verstaan dat nou eers iets traumatisch met iemand moet gebeur voordat hulle sig ons besef nie. Ek moes van stil word by daai waters van rus. En daar kom Vader se Gees sak vir my praat en vir my sê, "Vader, hier dink jy verkeerd. Offer gou 'n bietjie hierdie goeders." Maar dit vat tyd. En julle ons dink so baie van onsself eintlik. Okay. Ek dink baie van myself. Ek het. En ek moes dit verlei en ek moes dit offer. Ek moes kyk na al my verskillende verhoudings. Want dink eintlik ek is sorg. Maar ek is ook 'n dogter van my hemelse pa. Ek staan in 'n huwelik met my man. Ek het 4 baie verskillende kinders, elkeen verskillende verhoudings. Ek is 'n vriendin, ek is 'n kollega. So mens het so baie aspekte van jou lewe. Dis net 'n verhoudings. Wat is jou perspektief oor al daai goeders? En dan, wat is jou perspektief oor genade, geloof, liefde, kinderopvoeding? Verstaan julle alles kan ons op aan. En wat dink ons? Dink ons die waarheid? Dink ons wat Vader wil hê ons moet dink? Of dink ons wat die wêreld wil hê? En dis wat ek moes besef. En as mens al daai goeders offer, voel mens soveel ligter en beter. Want wat maak dit? Sorry Afrikaanse juffrou. En dan is daar plek vir wie jy regtig is. Want dan kan jy vol word van die waarheid van wie jy regtig is. En al daai gawes en talente van jou kan hier binne in jou kom. En wat gaan dan gebeur? Dan kan jy oorloop na ander. Maar tot tyd terwyl jy vol is van al die goedjies en ditjies en daadjies en die fan wil hê, roem tot net op dit, verstaan? En dit maak net nie saak nie. Maar nie dink ek het alles uitgefigure nie, dit is maar 'n daaglikse proses, verstaan? Maar ek sing daai liedjies in refrein oor om my te herinner. Ter afsluiting gaan ek amper vir julle weer die liedjie speel van gebed, van Koos Du Plessis. Ek wil by julle vra, hoe anders sou die wêreld gewees het? As elke persoon daai venster kon oopmaak. Nee? En daai openbaring kon kry. En kom vra, wat maak dit nou eintlik daaroor saak? Ek is, want ek is, en dis genade. As elkeen die ware perspektief kon leef van wie hulle regtig is, en kon offer wat hulle oproep, dan is al die verkeerde perspektiewe gaan weg wees. Dan, deur genade, vol word van hulle self. En as elke persoon in die wêreld sy talente uitleef, wat hy 'n ware perspektief oor wat hy het, hoe anders sou die wêreld wees? Wat is Vader se hart vir ons? Sy hart
hartsbegeerte is dat ons by daardie waters van rus kan uitkom. Dat ons sy genade kan ervaar, al woed die storm oorweldigend om ons. En wees vir 'n oomblik eerlik met jouself. Wat is jou hartsbegeerte vanmiddag? Wil jy ook by daai waters van rus uitkom? Ek daag jou uit. Neem die eerste stap. Maak daai venster oop. En hoor, wat is die waarheid oor jou? Julle afstapers wat julle is, wat julle oproep, wat julle moet offer, doen dit. Dit maak soveel sin, dit werk, ek het dit gedoen. En dan kan jy vol word van jouself. En dan kan jy later oorloop na ander. En besef, ek is wat ek is. En dis genade.
is maar net 'n gewone juffrou by Parkland Spesiale Skool. Hierdie dinge wat Saartjie nou gesê het my nou eintlik baie wat dink aan. Ek het eintlik nie geweet hoekom moes ek nou gekies geword het om te kom praat oor my skool en op die groep nie en alles, julle sal sien, ons het nie gepraat oor mekaar se groep nie. Maak eintlik vir my sin nou. So, dit is vir my, eintlik baie, dit is vir my baie emosioneel eintlik, want ek besef nou dat die Here my geplaas het op 'n pad. 13 jaar terug het ek begin by Parkland. Altyd hoofstoelonderwys gegee. En het my gelei na Parkland toe. En dis waar my passie lê. En baie min mense weet van Parkland. En ek gaan vir julle vandag so 'n bietjie daarvan vertel. Maar eerstens wil ek net baie dankie sê vir Andreta en vir Gees en Lewe Gemeente vir hierdie geleentheid om met julle te kan praat oor ons skool. Eerstens, Parkland Spesiale Skool, kan julle sien die reënboog. Vol sirkel, maar sê. So ek het geluister. Al die goedjies wat julle hoor, sal hoor wat ek praat, sal jy ook hoor wat sy gesê het. Ook genade is. Dis regtig genade, Here, dat jy 'n gesonde babatjie het en gesonde kinders het. Want elke dag jy voorsit aan my Byberg, wat ook ons skool hou, en dan Eileen Human, wat ons sekretaresse is. En hulle kan vir julle na die tyd vertel, dat elke dag is genade. En om daai kinders se glimlaggies te sien, en die einde van vir julle videoetjie wys, en dan gaan dit julle sien, daai gesiggies, oor die hulle het soveel probleme, en as ek dink op die skool kom, en ek dink, dan weet jy eers nie, dink aan al my probleme en goed, en daai gesiggie kom maar op nie, en daai kind kan omtrent nie loop nie. En hy het pyn, en hy dit is verkeerd, en hy kom met 'n swak agtergrond. En as hy kan lag en gesels, sê, "Hello teacher, how are you?" en al daai goed, dan hoeveel te meer moet ons nie dankbaar wees vir elke liewe dag in ons lewe neem. Dis regtig net genade. Daarom gaan ek julle 'n bietjie vertel van watter tipe leerders. Ekskuus, ek bedoel oral dadelik. Watter tipe leerders word by ons gekry? Wel, ons het ernstige fisiese gestremde kinders, en dan het ons die autistiese leerlinge, en dan het ons syndrome soos Down syndroom, Prader-Willi en fetal alcohol syndroom. Baie van ons leerlinge het spraakprobleme, gesig en gehoorprobleme. En meeste van hulle het ook baie lae EK. So dis nie soos in 'n ander skool, soos ander spesiale skole soos met Arcadia en baseball waar die kinders heen gaan nie. Hierdie kinders is nog onder dit, soos ek dit so half kan verduidelik. Maar in elke plekkie van elkeen van hierdie kinders het 'n plekkie in die sonskyn nodig. En dit is die reine waarheid. En daarom moet 'n mens nooit nie 'n kind onderskat nie. Mens mag dalk dink, dit is sy EK, dit is wat hy, en om 'n boksie probeer sit. Dit is nie so nie. Daai kind kan fantasties ontwikkel. Ons is 'n personeel van 35 onderwysers. Ons is 24 assistente, waarvan 8 busbestuurders is. Ons het 5 beheerliggaamsposte. Ons het 3 personeellede wat kos maak. En dan het ons 6 NPWP werkers. Dit is 'n nuwe program wat begin is deur die onderwysdepartement en deur die staat aangestel is. En dit is oudskooliere van die skool. En hulle word dan betrek by die maak help met skoonmaak, help met die kinders en al sulke goedjies. En dan het ons 18 privaat assistente. En wat dan die baie swak leerlinge dan bystaan en hulle word dan deur die ouers betaal. Ons doel is om elke leerder te onderrig, goeie waardes te leer, te groei as 'n individu en om vaardighede te ontwikkel. Om die leerders te leer om aan te pas in die samelewing sodat hulle 'n volwaardige plekkie in hulle gemeenskap en in die land kan volstaan. Ook om selfvertroue te bou en om hulle lewenskwaliteite te verhoog.
leerlinge kom van verskillende agtergronde en sosiale milieus. Van ons leerlinge kom van 'n baie swak omgewing af. En baie van hulle, ek dink byvoorbeeld aan die een straaltjie van 'n leerling wat by ons gekom het en gehuil het toe hulle toilet toe gegaan het. En ons kon nie verstaan waarom huil hierdie kind nie. En toe besef ons, ja, maar hierdie kind was nog nooit by 'n skooltoilet nie. So dit gee dalk net vir jou 'n idee van die kinders wat ons kry. Van die kinders ja, hulle verstaan partykeer nie. Ons is in Beacon Bay, ons het hierdie pragtige skool, alles is 'n nuwe tegnologie en is pragtig. Maar vir hulle om daarin te staan is soos, wow, ek ken dit nie. So ons probeer vir hulle die beste geleenthede gee wat daar is. Goed, net om 'n bietjie vir julle meer inligting te gee. Daar is 'n waglys van 5 jaar by ons skool. En dit wil net vir julle sê hoe groot is die behoefte van hierdie kinders. Parkland Skool is 'n redelike nuwe skool, ek van die geskiedenis te vertel, in Beacon Bay. En hy is gestig in 2006. En ons is eintlik nou 2 skole gewees, McClelland, ek dink baie van julle ken McClelland, daar in Amalinda. En hulle het die kinders van McClelland gevat en die Parkside Training Center. En hulle het die 2 skole saamgesit. En toe neem hulle die McClelland, die landgedeelte, en die Parkside se gedeelte Park, en die Parkland saam, maak toe die naam van die skool Parkland. En ja, so, en dit is hoe dit toe nou gebeur het. Goed, dan, ons het 9 busse. Julle het seker ons busse gesien. Op en af met die kinders, met die reënboog met die Parkland bussie. Hulle ry vanaf die lughawe af, teen Williamstown, lughawe, Kunubi, oralste. En hulle bring die kinders veilig in die oggende en die middag neem hulle weer terug. Daar is ongeveer tussen 240 en 270 leerlinge wat daagliks van hierdie vervoer gebruik maak. So julle kan nie dink wat 'n verskriklike groot organisasie dit is. En baie mense sê ook vir ons, ja, maar wat leer julle hierdie kinders? Leer julle hulle nou net vaardighede of hoe werk dit? Julle, ons volg die CAPS curriculum. Julle kan nie glo nie. So ja, ek is grondslagfase. So dit was vir my makliker geweest. Die curriculum, ken ek die curriculum, maar dit is bietjie net so half bietjie makliker gemaak. So dit word vergelyk met sê maar tot by 'n graad 3 grondslagfase en dan ook baie van ons leerlinge gaan tot op 'n graad 5. So maar dit is versprei oor 'n kwessie van 12 jaar. As dit hier is kan verduidelik. Maar die leerlinge word nie bevorder op hulle akademiese prestasie nie. Hulle kry rapporte, kry presies soos die ander kinders, maar hulle kry nie as hulle klaar is met matrieksertifikaat of so nie. En dan ons het 4 fases. Dis die eerste fase, kindertjies kom skool toe as hulle 6 jaar is en as hulle 18 is, moet hulle die skool, in die jaar wat hulle 18 is, moet hulle die skool verlaat. As hulle 6 tot 8 jaar is fase 1, 9 tot 12 jaar is fase 2, 13 tot 16 of 14 tot 16 is fase 3 en 16 tot 18 is dan fase 4 en dit is dan die senior fase. In ons fase 3 en 4 is dit nou maar ons die mense kan amper sê dis jou hoërskoolkind, nê? En hulle het daai goedjies daar agter gemaak as jy later dan nog gaan kyk. Dit is net 'n tentoonstelling, maar so nou en dan hou ons so 'n markdaggie of wat ook al. As jy hoor daarvan, kom koop van die goedjies en jy kan vir die ander mense sê ook, dis wat die kinders gemaak het daar. So ons leer vir hulle al die goeders en dan het hulle ook die geleentheid om keusevakke te doen. So net soos in die hoërskool dink hulle is vrees te kry oor. Hulle ry op nou klasse. Dus in die begin was dit chaos geweest, want daai kind kan nog nie eers onthou wat sy juffrou se naam is nie. En nou moet jy nog daai kind leer, hy gaan nou na houtwerk toe en dan gaan hy na haarkappery toe en dan gaan hy so dit was 'n bietjie van 'n challenge. Ons bied aan soos byvoorbeeld
kunsvaardighede, motorwassery, houtwerk, haarkappery, naaltegnologie, restaurant en restaurantetiek, kook, huishoudkunde, skoonmaak, tuinmaak, instandhouding, soos basiese instandhouding van goedjies soos draadjies en goeders regmaak en so aan, naaldwerk en ook aanvullende sorg, wat basies jou ancillary is, waar hulle die kind leer om homself te kyk. En later dan het ons dit met so iets kan ons gedink. Die kind kan byvoorbeeld soos by 'n ouerhuis gaan werk en dan die ou mensies help op so 'n manier. Goed, dan in fase 4 word die seniors dan word geklem geleer op hulle vaardighede, wat hulle benodig dan in 'n werksituasie. Daarom het ons daardie World of Work program. En die World of Work program is 'n fantastiese program, julle. Elke Woensdag gaan die graad 6, gaan die fase 4 leerlinge uit. En dan gaan hulle na die busse vat hulle en dan gaan hulle na sekere besighede toe. En dan vir 'n uur of 2 dan werk hulle fisies nou daar. Dan kry jy betaling nie of so as jy dalk 'n besigheid het of iets nie, jy sien kans om te doen, want dis nie almal wat dit wil doen nie en ons het dit regtig nodig vir ons kinders om hulle bloot te stel en ook om die publiek bloot te stel aan hierdie kinders sodat hulle kan sien, ja maar hulle het ook hulle plek. En so daar is mense wat al reeds het vir ons doen waar jy in 'n hele paar jaar al gaan, is soos byvoorbeeld die Spar, die OK, Wilders Express, hulle help met bed and breakfasts, gastehuise, en by Haarkapper, by McDonald's is baie toegewend. Pick n Pay, ons het baie suksesverhale ook, soos byvoorbeeld ons het iemand wat werk by Woolworths, op die grondvloer, as 'n grondvloerbestuurder, 'n motorvoertuighandelaars en sekuriteitsmaatskappye. Ons kinders is baie eerlik. Jy vra nie vir hulle, hoekom het jy dit gevat? Jy sê vir my, gee my nie dan. Dis al. Ja, gee hulle dit net so vir jou. So jy vra nie, hulle is absoluut, hulle is regtig waar. Hulle is baie eerlik en opreg. En hulle wil ook so graag